dankie sê dat ons in hierdie oomblik na u toe kan kom, kan uitroep, Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. So dankbaar toe u seun gebore word op hierdie aarde. Toe word u Onse Vader. U seun se Vader en ons wat gered word. U word ook ons Vader. Daarom het u seun gebid, Onse Vader. En ons dankie dat ons deel geword het uit hierdie geboorte van die geslag van God wat vir ewig sal voortbestaan. Baie dankie dat u hom genoem het Jesus en dat hy die verlosser van die mensdom is. Dankie dat die verlossing deur sy bloed
vir ons gewerk het, in hierdie tye waarin ons lewe ook. 2000 jaar terug begin, maar Here, dit werk nog dieselfde, en ons eer U daarvoor. Baie, baie dankie, dat ons kan U noem wat die woord sê, wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar wanneer ons dink aan Johannes die doper, wat die weg van die Here berei het, hy het uitgeroep, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En ons dank U in hierdie dag, vir U wat die lam van God is, wat ons sonde weggeneem het, witter gewas het as sneeu, ja, rein en skoon geword voor die aangesig van die Here. Baie, baie dankie vir U kosbare bloed. En ons eer U, dat ons U geboortedag kan vier. O Here, U geboorte is elke dag van elke jaar. Here, moet dit verkondig word, ja, selfs gevier word, sodat U verheerlik kan word op hierdie aarde. En ons weet, ons wat glo dat die Vader U gestuur het, U sal U heerlikheid aan ons gee. En U het dit gedoen. En daarvoor loof ons en prys ons. Dankie vir U onfeilbare woord. Dankie dat ons onder U bloed, in U bloed, deur U bloed gekom het. Halleluja. Ons is dankbaar, Here, dat ons kan luister na die woord, met ore wat kan hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Verheerlik U dan in hierdie woord, en ons eer U, dat alles is moontlik by God. Here, wanneer ons so luister na mense, Christus wat gebore is, praat hulle asof dit onmoontlik is, dat dit wat gebeur het, werklik gebeur het. Maar ons weet, dis alles by God moontlik. Dankie daarvoor, in U wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here, dankbaar om saam te wees. Ek is Pastor Flippie Gerber, telefoonnommers 082-874-1705. Halleluja. En ons eer die Here weer eens, dat wanneer ons die woord van die Here bedien, maak die saak of dit in 'n bidtuur is, en of 'n jeugdiens is, waar het ook al is. Alles kom terug na een boodskap. Die Heiland is gebore. En wanneer ons na die skrif gaan kyk, dan kan ons dit lees in Jesaja, 'n bekende skrifgie, en hy praat hier so in Jesaja 9, 5de vers, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. 6de vers, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En ons weet dat hierdie ywer van die Here het dit gedoen, die dag toe die Here Jesus gebore is. En ons het soveel wonderlike boodskappe wat ons hoor, liedere wat ons sing oor die geboorte van die Here Jesus. En ek het vir die Here gevra, Here, daar is so baie dinge wat ons oor U geboorte kan verkondig. Maar wat het gebeur terwyl die swangerskap aan die gang was? En ek dink, dit is seker een van die wonderlikste gebeurtenis wat daar was voordat die Here Jesus gebore is.
En ek gaan net so 'n paar dinge met u deel uit die woord uit. Want dit maak die geboorte van die Here Jesus soveel groot heerlikheid en vreugde. Oor wat het alles gebeur in die tyd van die swangerskap. En wanneer ons die woord van die Here Jesus lees, wil ek hê u moet oplet na elke vers. En ons gaan na Matteus 1 vers 18. Hy praat van die geboorte van die Here Jesus Christus. Was dan so. Dit meen, so het dit gebeur. Nie die geboorte nie, maar alles wat gebeur het, totdat Christus gebore is. En die belangrikste iets wat gebeur het, ek wil amper sê, in die tyd van swangerskap, was hierdie versie, wat hy gepraat het van, hy sê, die geboorte van die Here Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En u moet oplet na dit, want dit is baie belangrik. Dat het my so opgewonde gemaak. Uit die Heilige Gees, en van dit word daar nie baie gepraat nie. Sover die geboorte van die Here aangaan. Dit meen, sy is swanger bevind uit die Heilige Gees. Hoor wat sê in Matteus 1 vers 19, ons ken dit, en Josef haar man, omdat hy regverdig was, en nie onwillig om haar openbaar te maak nie, het hy hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Hierdie was vir my 'n mooi optrede van Josef. Dit wat gebeur het, is uit die Heilige Gees. Maar hy was so regverdig dat hy sê, maar dit gaan nie werk hier by my nie, want ons is nog nie getroud nie. So hoe kan daar 'n kind gebore word? Kom ons gaan net verder. Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in die geheim, in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Gees. Nou, ek wil net hier in die begin iets sê. Christus se geboorte het alles uit, deur en in die Heilige Gees gebeur. Want dis nie net 'n vleeslike geboorte nie, 'n kind wat vir ons gebore word nie. Dis 'n seun, hierdie seun van God, wat aan ons gegee is, want hy is uit God gebore. En alles wat uit God gebore is gees. Halleluja. So, die seun van God is gees. Hy is nie vleeslik nie, maar hy moes vlees en bloed deuragtig word, sodat hy onder ons kan kom woon. Halleluja. En hierdie vlees en bloed wat hy deuragtig geword het, was die liggaam Jesus Christus. En daarom sê hy vir Josef, nou, uit die Gees, dis verwek uit die Gees. En Matteus 1 vers 21, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Halleluja. As ek dit so kan uitdruk, Jesus is die vleeslike liggaam. Die seun wat aan ons gegee het, is die geestelike Christus. Dit meen, dis Christus binne in Jesus. Kom ons gaan net verder. En dis baie belangrik om dit te weet. Christus binne in Jesus. Die seun wat aan ons gegee het, die seun van God wat uit God gebore is binne in Jesus, die kind wat vir ons gebore is. Nou, dis waarom hy genoem word, seun van God,
en seun van die mens. Dit meen die geestelike en die vleeslike en hulle twee is in een liggaam, is hulle verenig en hierdie liggaam word genoem Jesus. Oh, halleluja. Hy sê dit het alles gebeur, die punt is so die woord vervul sou word wat deur die Here deur die profete gespreek is. Dan sê hy Matteus 1 vers 3 nog, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, God met ons. Nou kyk wat hier gebeur. Halleluja. Christus in Jesus, die geestelike en die vleeslike word verbind. Halleluja. En Christus Jesus, die seun van God, is ook God. Halleluja. Hy sê dit in Hebreërs, hy sê, o God, u God het u gesalf bokant u bed gestel. Halleluja. So, omdat Christus in die vlees Jesus is die skrifwaar, God met ons. Immanuel, God met ons. Die seun van God in Jesus, die seun van die mens. En dit is God met ons. Halleluja. En daarom, as jy die dag die Here Jesus aanneem, dan is dit waarlik God met jou. Dan gaan hy verder en hy sê die woorde in Matteus 2 vers 1, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van konings Herodes, ek gaan net iets hieroor sê oor die koning Herodes. Ek meen, hy wil toe dadelik weet waar hierdie kind gebore is, en hy wil presies alles weet, want hy sê, ek wil aan hom hulde bewys terwyl hy lieg. Halleluja. Nou, en toe Herodes hoor dat hierdie kind gebore gaan word te Bethlehem, was hy baie ontstel. Waarom? Want hy sien die Here Jesus, wat as koning gebore word, as 'n opponent. Dit meen, dat hierdie man kan sy koningskap omverwerp, veral as dit so aangekondig word, deur die wyse manne uit die ooste. Ek meen, dis mense vir wie die konings gevrees het. Keisers, almal is hierdie wyse manne, hierdie sterrekundig is dit almal, né? Want as hulle iets gespreek het, dan het gewoonlik gebeur. Nou, hier is 'n probleem. As hierdie koning van die Jode is, dit meen, hy gaan sy koningskap verloor oor die Jode, oor die Israeliete. En dit het hom ontstel. En die hele Jerusalem saam met hom. Kan jy dit glo? Die koning word gebore vir Israel, en die Jerusalem is saam ontstel. Halleluja. En ja, toe probeer hy om uit te vind waar Christus gebore is, hierdie koning gebore is, want ons weet, hy wou hom om die lewe bring. Halleluja. Maar hy gaan verder en hy sê in Matteus 2 vers 6, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman, dis vir my so wonderlik. Jy moet hom Jesus noem, want hy is die verlosser. Maar hierdie verlosser, hierdie Jesus, is 'n leidsman. Voorkom wat vir die volk van Israel 'n herder sal wees. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Met toe hulle die ster sien, toe was hulle vol blydskap, hierdie wyse manne. En dan sê hy die 11de vers van die tweede hoofstuk van Matteus, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en aan hom hulde bewys. Daarom maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. Nou ek wil hê jy moet die kontrasie sien. Hy word gebore
as leidsman, as verlosser, met die naam Jesus en as herder. Die wyse manne sê 'n koning word gebore, wat heeltemal reg is, want hy is die koning van die konings. Maar ek wil sê die wyse mense met rykdom, skatte en geld, soos hierdie wyse manne, en selfs Herodes en ander, het 'n bedreiging, hulle het nou nie 'n bedreiging gesien vir die geskenke wat hulle gebring, vir die koning wat gebore word. Maar vir hulle het dit gaan oor die koning wat gebore word. By die Here, die Vader, het dit gegaan oor sy seun, wat Jesus genoem het word, wat die verlosser is, wat leidsman sal wees en herder sal wees. Dis waaroor dit by die Vader gegaan het. En dit is wie gebore is. Dis waarom hy die lam van God genoem is. Want hier is iets interessant. Waarom is hy die lam van God? Want om die leefwyse van skape die beste te ken, sodat hy medelee kan hê, maak God hom 'n lam. En waar kom hy? Hy kom tussen die skape. En tussen die skape leer hy en sien hy wat gebeur met die mens. En hy het medelee met die mens. En hy ontferm hom oor die mens. Alles terwyl hy, ek wil op dit sê, as 'n skaap optree. Onder ons. En toe hy dit ondervind, toe kom dit in vervulling. Hy is 'n leidsman en hy is die herder. Dit meen die herder wat ons ken, weet wat by die skape aangaan. Dis waarom hy medelee met ons. Dis waarom hy as 'n lam gebore is. Halleluja. Maar die wyse manne en die rykes, hulle sien net hierdie koning. Maar die boodskap gaan hulle nie na die wyse en die ryke manne toe nie. Die boodskap gaan na die herders. Dit wat die geringste geag word. Halleluja. Want die herders sal verstaan wie hierdie Jesus is, wie hierdie lam van God is. En die woord van die Here gaan verder, ek wil dit net lees. Halleluja. En daarom sê die woord, ek meen, Josef en sy vrou en die Here Jesus het toe Egipte toe gevlug, woestyn toe gevlug. En hy sê in die 15de vers van die 2de hoofstuk, uit Egipte het ek my seun geroep. Ek meen, al moes hy vlug, ek roep hom terug, want hy is die herder en leidsman in Israel. Sy naam is Jesus die verlosser. Halleluja. Nou kom ons in Lukas 1 vers 28. Dat toe die engel by moeder Maria kom, toe sê, wees gegroet begenadigd. Die Here is met jou, en hierdie is Gabriel wat met haar praat. Met jou, geseën is jy onder die vroue. 29ste vers. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. Sy was ontsteld oor sy woord. Nou wie is sy? Geseën, begenadig. Wat is die woord? En sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog beteken. Wat beteken dit? En hoor wat antwoord Gabriel. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hierdie ding was in my so wonderlik. Die engel verskyn aan Maria, en sy ontvang die naam van die seun, van hierdie seun wat gebore gaan word, uit die mond van 'n engel, terwyl hy aan haar verskyn.
Jy moet hom Jesus noem. En hy gaan verder, en hy sê vir haar, hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en sy koninkryk sal daar geen einde aan wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het? Halleluja. Ek weet toe hierdie engel eintlik haar groet, toe het sy nie geweet wat beteken het. En sy het nie geweet wat nou werklik gaan gebeur. En toe die engel vir haar sê wat gaan gebeur, toe sê sy, maar ek kan nie wees. Weet nie waarom? Omdat Christus se geboorte nie uit die wil van 'n man, nie uit vlees en bloed, maar deur die Gees. Halleluja. En hy gaan verder en hy sê, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom. Weet, dit was vir my so goddelik. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Nou, wanneer ons teruggaan in die Ou Testament, dan sien ons profete, Samson, Dawid, manne, vroue, wat God gedien en gevrees het. Die Gees het oor hulle gekom in die Ou Testament. Dawid roep uit en hy sê, neem die Heilige Gees nie vir my al weg. Want dit wat met Moeder Maria gaan gebeur, is deur die Heilige Gees. En wat gebeur? Die Gees sal oor jou kom. En die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Halleluja. Die Here Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hier staan Moeder Maria, en hy sê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en jy sal krag ontvang. Is dit nie die doping met die Heilige Gees? Oh, halleluja. En ek gaan nou vir die verduidelik, waarom sy gedoop is met die Heilige Gees. Was nou maar onmoontlik, want die Heilige Gees was nog nie daar nie. Die Heilige Gees, wat op Pinksterdag uitgestort is, was nog nie daar nie. Maar die Gees, die Heilige Gees van die Ou Testament was al reeds daar. Daardie deel van die Gees was al reeds daar, wat op mense gekom het, oor mense gekom het, gedoop, mense wat die Heilige Gees ontvang het, so Dawid ensovoorts, Samuel. En hier kom dieselfde Gees van die Ou Testament, die Heilige Gees. En hy kom oor haar en sy ontvang krag. Ek meen, sy word gedoop met die Heilige Gees. Alhoewel daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Hy sê 1 vers 39. Lukas. En in daardie dae het Maria opgestaan en hastig na die bergstreek gegaan, na die stad van Juda. Dit wat sy ondervind het Josef nie ondervind. Waarom? Want hierdie kind wat gebore word, word uit God gebore. En is nie die wil van 'n mens nie, vlees en bloed nie. Nee, dit 'n wil van 'n man nie. Nee, dis uit God. Josef het 'n droom gehad dat hy met sy vrou nie los nie. Want dit wat gebore word, is uit die seun wat is uit God gebore. Hy het 'n droom gehad. Sy het Gabriël gehad, die engel wat vir haar fisies die boodskap kom bring het. En terwyl hy met haar spreek, het die Gees van die Here oor haar gekom en sy het krag ontvang. Halleluja, sy is gedoop met die Heilige Gees, soos wat dit in die Ou Testament gebeur het. En hy gaan verder en hy sê die woorde. Oh, halleluja, en dit was vir my wonderlik. Lukas 1 vers 40. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. Weet jy, dit was vir my so mooi.
sy vra, wat, sy het nagedink oor hierdie groet, dis Maria, wat het tog kon beteken, want hy het gesê, wees gegroet, genadige. En sy kom by Elisabeth, dit is nou Johannes die Doper se moeder, en met sy was swanger gewees, in daardie stadium, dink ek was sy 6 maande swanger gewees, maar wat hier interessant is, halleluja, en sy groet Elisabeth, en hoor wat sê die woord, Lukas 1 vers 41, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Dit meen Elisabeth, dit wat in jou is, dit wat uit jou gebore gaan word, kom deur die Gees. Maar dit was in my wonder, kind van 6 maande oud min of meer. En toe Maria, haar groet, wat alreeds die Heilige Gees ontvang is met krag. 'n broer, toe ruk dit, of dit gaan oor na Elisabeth, en Johannes, 6 maande oud in die moederskoot, spring op, van wat? Vanweë die Gees wat oor sy moeder gekom het, en sy is gevul met die Heilige Gees. Daar is niks wat uit God gebore word, wat nie met die Gees van God te doen het. Niks. Maar Maria, eerst wat Jezus gedra het. Want Jezus het die doper met die Heilige Gees geword. En met die Here Jezus in haar het het gebeur dat Maria, dat Elisabeth ook gevul word met die Heilige Gees. Kom ons lees dit wat sê die woord verder. Halleluja. En sy roep uit, Elisabeth, en met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrou van jou skoot. En sy gaan verder, Elisabeth, sy praat nou met Maria. En wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom. Wat het my oorgekom? Moeder Maria, geseënd is jy. Wat het my oorgekom? Ek is gevul met die Heilige Gees. My kind het in my binneste opgespring. Halleluja, dis waarom hy sê in Johannes 1 vers 3, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Dit meen Johannes die Doper en die Here Jesus is uit God gebore. Al was Sagaria sy vader gewees, die geboorte het nog steeds uit God gebeur, want hy moes die weg van die Here plaasvind, en dit kan alleen gebeur deur dan Elisabeth met die Heilige Gees gedoop of gevul is. Hy sê Lukas 1 vers 44, want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. Halleluja. En ons weet, daartoe kom die ding van, toe Johannes gebore is en hy moes besny word, toe wil almal hom, kom ons sê, 'n stamnaam gee. En toe sê Elisabeth, hy moet Johannes genoem word. Maar toe wil hy nog nie luister nie. En ons weet dat die Here Sagaria stom gemaak. En toe Sagaria wil sê,
ek meen, hy wou dit sê, maar hy moet Johannes genoem word. Toe hy dit wou sê, toe gaan sy mond weer oop en hy praat en hy sê dit en hulle doop hom, hulle besny hom en hulle noem hom Johannes. Halleluja. Prys die Here. En wat sê die woord? Lukas 1 vers 67. En Sagaria, sy vader, is vervul met die Heilige Gees. En het geprofeteer en gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeg gebring. Halleluja. En die kindjie Johannes, en die kindjie Johannes die Doper, het gegroei en sterk geword waar? In die Gees. Want toe sy moeder vervul is met die Heilige Gees, toe dit deurgewerk in hom en hy het opgespring van vreugde in sy moeder se skoot. En met daardie Gees is hy gebore en hy het opgegroei en sterk geword in die Gees. En hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Halleluja. Prys die Here. En wanneer ons gaan kyk na die boodskap wat die herders ontvang het, en die boodskap wat van die engele en die boodskap wat die wyse manne gebring het, sien ons die verskil. Een is eer, heerlikheid. Nou, dit is alles reg, rykdom en koningskap en alles. Daar's nie 'n fout daarby. Maar die belangrike boodskap is Jesus wat die verlosser is. Halleluja. En daarom sê hy hierdie mooi woord. Hy sê in Lukas 2 vers 9, en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Net die engele wat die boodskap bring, laat heerlikheid. Baie interessant. Hulle gaan in die stal en die wyse manne met hulle geld en hulle wil hulde bring alles net. En daar's nie heerlikheid. Want dis nie waaroor die boodskap gaan nie. Dis nie waarom Christus gebore is. Dis die boodskap. En die heerlikheid. En die heerlikheid van God gaan altyd met die regte boodskap. En hy gaan, die woord van die Here sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En julle sal die kleintjie vind. En dan sê hulle, die 14de vers, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en in die mens welgevallen. Die woord van die Here sê dit vir ons baie mooi. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En ons weet, die Here Jesus is uit God gebore. Hy is uit die mens ook gebore, maar sonder die wil, sonder die vlees, sonder die wil van 'n man ensovoorts. Hy is uit God gebore. Halleluja. En hy sê, almal wat uit God gebore is sondig nie. Ek kan die een skrif na die ander skrif vir die op. En op die einde van die dag sê hy 1 Johannes 4 vers 6, ons is uit God. Dit meen deur die wedergeboorte. Omdat Jesus self uit God gebore is en na ons toe gekom het onder ons geboorte. Halleluja. En het ons deur die wedergeboorte. Halleluja.
hierdie goddelike ondervinding deurgegaan om uit God gebore te wees. Dit was vir my so mooi toe die Here dit vir my was. Want wat werklik hier gebeur? Hy is uit God gebore en die Vader wat 'n geslag is, het geweet, daar is net een manier om ons op die plek te kry, of daar te kry, dat ons uit God gebore kan word. En dit is, hy moet sy seun stuur. 'n kind wat vir ons gebore sal word. Halleluja. En hy sal sterwe, die lam wat die sonde sal wegneem. En dan sal daar 'n geboorte plaasvind, naamlik die wedergeboorte. Dit meen wat hier gebeur. Ons Christus is geestelik, sy liggaam is vleeslik. En God gebruik die vleeslike liggaam sodat ons wat vleeslik is kan oorgaan na die geestelike om uit God gebore te word. Halleluja. Dis waarom ons maaksels in Christus is. Dis waarom ons vernuwe word na die innerlike mens. Dis waarom ons die innerlike man ontvang het, want dis die persoon wat uit God gebore is. Waarom? Omdat kind vir ons gebore is. Seun aan ons gegee is. Daarom sê Paulus, almal wat uit God gebore is, luister na ons woord. Halleluja. En ons, Paulus sê dit, baie duidelik ook, dat ons is uit God gebore. Want Johannes sê dit, hy sê want ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig nie. Hy wat uit God gebore is, bewaar homself in die boosheid geen vat op. Nou sê in Johannes 3 vers 6, Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees, wat uit die gees gebore is gees. Nou sê hy die 8ste vers, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Halleluja. En dis die boodskap van hierdie oggend. Dat almal wat uit God gebore is, kom deur die werking en dit word verwek deur die Heilige Gees. Halleluja. En omdat dit alreeds daar in die begin met Maria gebeur het, wat met Elisabeth gebeur het, wat met Sagaria gebeur het, die Gees oor hulle gekom het, prys die Here. En Johannes die Doper alreeds die Gees in sy moeder se skoot ontvang het. En het moontlik geword dat elke een van ons uit God gebore kan word. Deur die Gees. Halleluja. Wat 'n boodskap. Prys die Here. Wil dit weer sê, niks van die wedergeboorte kan plaasvind sonder die Heilige Gees. Halleluja. Maar die begin van die wedergeboorte is by die bloed. Halleluja. By die bloed, dan die doopwater, dan die vervulling met die Heilige Gees. En dit is wat die woord sê. Elkeen wat weergebore word, is deur die Gees van God tot die volle wedergeboorte gevat, sodat ons uit God gebore kan word. Dis die geestelike boodskap van die geboorte van die Here Jesus. Kom ons gee ag daarop. Daar's so baie verse wat ek alles kan bevestig, maar
dit sal u baie lank besig hou. Maar ek wil net dit wat die Here vir my gegee het aan die oorgedra, want dit was vir my kosbaar om te sien hoe die Heilige Gees saamwerk in dit alles. En ons eer die Here daarvoor. Prys die Here, en aan die elkeen wil ons net sê geseënde Christusfees. En ons dank die Here vir die geboorte van hierdie kind. Ja, en die seën wat aan ons gegee is. Ek mag u ook 'n voorspoedige nuwe jaar hê tot eer van die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir u onfeilbare woord. En laat ons ag gee op u woord. En ag gee op die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid, sodat ons dit wat kosbaar is in die woord, hierdie skat om uit God gebore te word, laat ons die volheid van die saad, Here, kan ontvang, sodat ons daardeur kan opgroei tot die volle kennis van God, sodat u verheerlik kan word. Seën elkeen nou in Jesus se naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen.